Baie dankie vir julle ook. Ek het vandag 'n moeilike boodskap wat ek wil deel. En dit gaan oor die vraag hoekom. Hoekom goed gebeur. En ek gaan vandag praat oor 2 verskillende brille wat 'n mens kan opsit om te kyk na die vraag hoekom. En dan wil ek op die einde van die dag 'n derde bril voorstel of 'n twist gee. Maar kom ek vertel vir julle eers net waar kom dit vandaan. Ons almal weet van Knysna en die Wes-Kaap en die goeters, ons weet van die koue en die storms. En ek sit by die huis en ek lees hierdie goeters op Facebook en ek sien die video's en die WhatsApps en die goeters kom so deur van hoe die brande daar lyk en hoe plekke brand en hoe die storms in die Kaap lyk en ek voel hoe koud dit is en dan dink ek aan die ouens wat op straat is en ek dink aan die ouens daar so in Knysna. En die moeilikheid is ek kry dit nie so goed reg nie. Dit voel amper vir my soos 'n fliek wat ek kyk. Ek weet dis regte mense, maar ek kry dit nie eers gevoel nie. So skrikwekkend is die foto's wat 'n mens sien. Ek bedoel as ek dink aan mense wat hierdie laaste week met hierdie -3, -4 grade temperature op straat moes slaap. Ek kry dit nie gedink nie. Dis asof dit net vir my so bietjie onwerklik is. Ek probeer, maar dis asof my liggaam en my kop my beskerm teen dit, want ek kan dit amper nie eers snap nie. Maar ergens langs die pad word die vraag so half 'n geloofsvraag ook vir my. En ek probeer sin maak daarvan en dan vra ek die vraag, maar hoekom? Hoekom brand die plek? Hoekom gebeur sulke ongelukke? Hoekom moet hierdie mense op straat slaap? Hoekom? En ek weet waar jy hierso vandag sit, het jy waarskynlik jou eie goeters waarvan jy probeer sin maak. Jy is besig met jou eie hoekom vra nou, vandag hier. Maar ek wil ook net so 'n bietjie ligter begin om te sê, hoekom is 'n vraagie wat in ons huis konstant gevra word op hierdie stadium? Want ons het 'n 4-jarige en Logan is lief om hoekom uit te gooi vir alles. Ek bedoel net vanoggend, nou sit ek daar so en ek werk gou die laaste goeters op die rekenaar en ek sê vir hom, hy kom staan daar so by my, nou moet ek met hom gaan speel. Ek sê vir hom, "Pappa kan nie nou gaan speel nie." Hy sê vir my, "Hoekom?" Ek sê, "Want ek moet vir die mense net gou hierdie klaar maak." Hy sê vir my, en dis wat jy nou leer, 'n 4-jarige, hoekom is nie net 'n vraag nie? Dis ook 'n antwoord op wat ook al jou pa of ma vir jou sê. Nou, sê ek vir hom, want ek moet gou vir die mense van Jesus gaan vertel. Dan sê hy, "Maar hoekom?" Dan sê ek, "Want hulle gaan kerk toe kom." Dan sê hy, "Gaan Jesus kerk toe kom vandag?" Sê ek, "Ja." Sê hy, "Hoekom?" Nou, en op die einde van die dag is dit hierdie hele gesprek oor hoekom. En as 'n ouer, julle weet waarvan ek praat, dan begin jy die ding so stuur later, dat hy weer terugkom by 'n ding wat jy al gesê het, sodat soos 'n sirkel is, dat jy nie heeltyd nuwe hoekom antwoorde moet uitdink nie. En dan sê hy vir my sê, "Pappa moenie die hele tyd sê, hoekom dit nie. Ek moet nuwe goed uitdink." En dit is normaal vir sy ouderdom, want hoekom is 'n vraag wat probeer sin maak van die wêreld. Ek bedoel, dis wat die sielkunde vir ons sê is hoekom het eintlik nie 'n antwoord nie. Goed gebeur. Dis nie goeie goed gebeur en slegte goed gebeur nie. Goed gebeur en ons gee betekenis daaraan. Ek bedoel, ons besluit of iets goed is of sleg is of relevant is of irrelevant is. Met ander woorde, die hoekom vraag sê niks oor die wêreld nie. Dit sê iets van die bril wat jy op het wanneer jy na iets kyk. Nou Logan is 4 jaar oud, so sy ontwikkelingsvlak is baie egosentries, dit gaan baie oor homself. Hy sal partykeer by my kom en sê, "Pappa, kan ek Spider-Man wees?" En dan doen ek net die show en dan sê ek, "Ek dink jy kan." En dan spring hy so hoog en sê hy, "Jippie!" En dan hardloop hy, want nou kan hy Spider-Man wees. Nou, dis hoekom hy's die hero in sy eie kop. Hy kan enigiets doen en enigiemand wees. Maar nou partykeer is hy stout, want hy's 4 jaar oud en hy speel met julle kinders. So, nou sal ek gaan
en in my beste speedkopstem vir hom sê, Logan, jy weet die reëls is, jy mag nie so en so en so wees nie. So as jy nou aangaan met hierdie nonsens, gaan ek jou in die stoute hoekie moet sit. Verstaan jy? En dan gaan hy sê, ja. En dan doen hy dit weer. En dan gaan ek met my speedkopstem, en ek sê vir hom, Logan, jy het nou hierso die reëls oortree, en jy weet, jy mag nie nou dit gedoen het nie, so nou gaan jy in die stoute hoekie sit. En dan vat ek hom, en dan gaan sit hom in die stoute hoekie daarso, en dan kyk hy met sy bril, want dat nou iets gebeur, en nou vra hy die hoekom vraag, want dis wat ons almal doen, hy vra die hoekom vraag, hoekom moet ek nou in die stoute hoekie sit hierso? Maar die bril wat hy opsit is 'n 4-jarige bril, wat selfgesentreerd, egosentries is, en hy kan Spider-Man wees, en pappa kan nie. So dan kyk hy na sy omstandighede wat nou net gebeur het, hy kan nou nie aanhou om melk en meel op die grond te mors nie, of wat ook al dit is, en hy vra vir homself die vraag af, hoekom moet ek nou hier sit vir 4 minute? En dan aan die hand van die bril wat hy op het, kry hy 'n antwoord. Ek moet hierso sit, want pappa is 'n pretbederwer. Pappa spoil my fun. So dan sal hy vir my, of 'n Celeste, daar sal hy die stout hoekie uitgil. Pappa, jy is stout. So met ander woorde, hy kyk met sy bril, wat normaal is vir sy ouderdom, en hy maak afleidings oor wat met hom gebeur, aan die hand van die bril wat hy op het. En wanneer hy stout was, maak hy die afleiding dan, pappa is stout. Nou, dis funny as dit 'n 4-jarige is, maar as dit 'n 40-jarige persoon is wat jy met te doen kry, wat nog steeds so egosentries is, en nog steeds daai bril op het, en hulle sien nog steeds die hele wêreld is uit om hulle te kry, dan raak dit 'n probleem, né? Want hulle kan nog steeds niks verkeerd doen nie, en is die res van die wêreld wat fout is. Wie ken sulke ouens? Nou, wat dit nooit hulle is nie. Hulle, ek het 'n woord daarvoor, ek weet nie of dit 'n Afrikaanse woord is nie, maar dit is 'n beter weter. Mense wat altyd beter weet as enigiemand anderste. En dis ouens wat met 'n beter weter bril na die wêreld kyk. Hulle weet altyd, dis asof die bril wat hulle op het maak dat die wêreld maar bietjie vaal en kleurloos is, tensy hulle 'n opinie daaroor kan gee. Dan word dit geldig. Nou, wie ken sulke ouens? Wie is getroud met so iemand? Nee, dit was 'n toets geweest. Nee. Goed gedoen dat julle nie al hande opgesteek het nie. Maar die ding is net, die punt wat ek hier wil maak is jy is in 'n wêreld waar goed met jou gebeur. En goed gebeur, maar die hoekom vraag antwoord jy vir jouself. En jy met die bril wat jy op het, maak afleidings oor wat gebeur het, en jy gee betekenis daaraan. En as jy die verkeerde bril op het, kan jy partykeer afleidings maak wat verkeerd is. Dit kan afleidings wees wat jou in 'n rigting stuur wat 'n doodloopstraat is. Maar as jy die regte bril op het, kan dit 'n bril wees wat die lewe vir jou oopsluit en moontlikhede genereer. Nou, almal van ons doen dit. So jy kan nie vandag hierso sit om te sê, oef, gelukkig het ek nie 'n bril op nie. Almal van ons interpreteer dit. As jy nog nooit gevra het, wat beteken hierdie vir my nie, of hoekom gebeur goed nie? Wel, dan dink ek jy jok vir my en jy jok vir jouself. Ons almal hierso sit met bagasie. Ons almal sit met 'n bril. Ons almal hierso sit met hoekom vra. En ons almal probeer betekenis kry en sin kry daaruit. Broer, jy kan vandag hierso sit en jy kan vra hoekom? Hoekom kry ek so swaar? Hoekom stoei ek so met geld? Hoekom loop dinge so verkeerd vir my en my huis? Hoekom is my kind gestremd? Hoekom het ek my aan die helfte verloor? Hoekom is my kind gay? Almal van ons hierso het vandag iets wat ons mee stoei. Almal van ons. En die belangrike ding wat ek net nou wil onderstreep is, goeders het nie betekenis nie. Ons gee dit betekenis aan die hand van die bril wat ons opsit en daarna kyk. So hoe kry mense die regte bril? Hoe kry mense dit vandag reg dat jy hier uitstap en na jou lewe en na jou situasies, na jou hoekoms kyk
met die regte bril wat die toekoms vir jou oopsluit eerder as wat 'n doodloopstraat is wat jou lewe kleiner maak. Hoe kry 'n mens dit reg? Wel, ek wil sê die eerste ding is wat die sielkunde vir ons sê is jou bril wat jy op het, word bepaal deur die mense met wie jy jou omring. En dis nogal 'n belangrike een. Jy kry jou bril van die mense wat om jou is. En die voordeel is, julle sit hier vandag saam met ander mense wat lief is vir die Here, wat glo in sy krag, wat glo in sy wonderwerke. So as jy vandag stoei met iets, kan jy links en regs van jou kyk en weet die ou langs jou stoei ook. En al het hulle nie al die antwoorde nie, hulle het hoop. So dis 'n goeie ding, dis 'n plus om vandag hier te wees. Maar die tweede ding wat ons kan doen om te kyk dat ons 'n goeie bril op het, is ek wil vandag 'n stukkie uit die Bybel uit lees wat juis met hierdie tipe manier van kyk te doen het. Dit kom uit Johannes 9 uit. Die Bybels hierso is vir julle om in te blaai. En ek wil terwyl jy net blaai dalk net ietsie sê van jy sit dalk hierso vandag en jy's nog nie 'n volgeling van Jesus nie. Jy's dalk saamgenooi deur iemand wat hierso is of jy was nuuskierig en jy het ingekom. En ek weet jy sit hierso en jy koop nie noodwendig wat ook al ek vir jou sê net omdat ek sê Jesus sê nie. En dis goed. Ons hierso wil ons jou respekteer met jou manier om krities te wees oor enigiets. Maar ek wil vra, wees krities genoeg om net hierdie te oorweeg wat ek nou vir jou gaan lees ook. Die storie is hierso, ek wil net so 'n bietjie terwyl ons blaai vertel, in Johannes 8 is die storie, dat Jesus vir mense begin vertel dat die lewe moet oor meer gaan as oor net die nakom van 'n klomp reëls. Dat wette, goed soos wat dit is nie naaste by so belangrik soos liefde nie. En die ouens wat dit hoor, is so ongemaklik met hierdie manier van dink, dat hulle klippe optel en vir Jesus wil doodgooi, omdat hy gesê het, wette is nie alles in die lewe nie. En dan kom hy nou in hierdie gedeelte, hy maak 'n ou wat blind is gesond, en die hele hoofstuk 9 word dan so half amper soos 'n CSI episode, wat afspeel waar hulle probeer uitvind, wat het nou regtig gebeur? Was dit die ou nie net voor die tyd al siende gewees nie, was hy regtig blind? Is dit ooit die blinde ou wat genees is? Het Jesus hom gesond te maak? Hulle het tot op die ouend 'n onderhoud met sy ouers om die waarheid te probeer kry. En reg deur die hele hoofstuk word Jesus se argument van liefde is belangriker as wette so half onderstreep, deurdat niemand is bly hierdie ou kan sien weer nie. En selfs hierdie hoofstuk eindig op 'n depressing manier, dat hierdie ou wat nou ewe skielik weer kan sien, weggejaag word uit die tempel uit, omdat hy nou kan sien. Nou, hoekom vertel ek dit? Is 'n waarskuwing vir my en jou hier. Hierdie ouens kan nie sien dat liefde belangriker is as wette nie, want hulle het 'n wettebril op. En dit sê vir my en jou bril wat jy nou na jou lewe mee kyk, al is dit 'n slegte bril, al is dit 'n bril wat jou depressed maak, is jou bril. En jy gaan beklei om hom te hou. Ons is geneig om ons brille wat ons mee aan het en na die lewe kyk te wil hou. Want al is dit nie lekker nie, is dit die een wat jy het. So die eerste uitdaging voordat ons nog verder gaan, is wees oop nou om jouself te evalueer. Wees krities nou vir 'n oomblik op jou eie manier van kyk. Moenie net aannames maak dat jy is gemaklik en jy's reg nie. Wees krities op jou eie manier ook. Ok, kom ek lees vir julle 'n stukkie. Ons gaan lees Johannes 9 van vers 1 tot 12. Hy begin so: Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? Ok, so julle sien, hulle het 'n sekere bril hier op al klaar. Hulle kyk na hierdie ou wat van geboorte af blind is, en dan vra hulle, is dit sy ouers se sonde of syne wat maak dat hy blind is?
Nou van geboorte af beteken ons nou eintlik, hulle impliseer so half, hierdie ou is blind as gevolg van sy ouers. So hulle vra 'n hoekom vraag, maar hulle het klaar antwoord. Hulle kyk klaar met 'n bril wat vir hulle sê, dis die antwoord. Vers 3. En Jesus antwoord. Dis nie deur sy eie sonde nie. En ook nie deur Dankie Dion. Dis Jessica wat by die rekenaar werk se skuld. Okay, so ek gaan weer van vers 3 af lees. En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. Solank as wat dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. En nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en hy maak spoeg met 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam. Siloam beteken die een wat Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as 'n bedelaar geken het, sê toe, maar hoe is dit dan dat die man wat gesit en is jy dan nie die man wat gesit en bedel het nie? En party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos hierdie man. Dit is ek, het hy self gesê. En hulle vra hom toe, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en het aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom toe? Ek weet nie wat sy antwoord. Nou die gedeelte wat ek op wil fokus is duidelik ons nou daai eerste gedeelte is waar hy waar mense twee verskillende brille kyk wat hulle na die situasie mee kyk. Ek bedoel, hier is ons eintlik in die twee brille wat Jesus wat die disippels op het en wat Jesus op het, 'n klomp ooreenkomste. Ek bedoel, albei vra die hoekom vraag, albei probeer sin maak daarvan, en albei werk met oorsaak en gevolg. Die disippels se bril kyk en hulle vra hoekom, maar hulle fokus is op die oorsaak. Met ander woorde, die blinde man is die gevolg, hierdie ou is blind, en hulle vra hoekom het dit gebeur, wat is die oorsaak hierso? En dan maak hulle afleidings. So hulle is besig om te sê, hierdie ou is nou blind, kom ons gaan kyk, kom ons doen 'n outopsie om te kyk, wat het gebeur hierso sodat hierdie ou nou blind is? Dis 'n bril wat agtertoe kyk, wat die verlede bestudeer, wat sê, wat het hier gebeur, wat het aanleiding gegee, wie het foute gemaak, wie se skuld is dit, dat ons op die ouend sit met hierdie gevolg van iemand wat blind is. Nou dis nie 'n slegte bril nie. Ek bedoel, ons almal weet, partykeer beland jy in 'n situasie waar jy moet sê, okay, wat het hier fout gegaan? Wat kan ons hieruit leer? Wie droog gemaak, wat het ek fout gedoen? Hierdie outopsiebril is goed, want dit help jou om te sien wat se foute is gemaak. Maar die moeilikheid is, die outopsiebril is 'n bril wat agtertoe kyk. En omdat dit 'n outopsiebril is alles wat dit bestudeer lyke. Goed wat dood is. Goed wat in die verlede is. Goed wat nie verander kan word nie. So, outopsiebril kyk agtertoe, vra hoekom vra en probeer die oorsaak kry. En op die einde van die dag kan jy niks daaraan doen nie, want dit is in die verlede. Dan kom Jesus, hy het 'n ander bril op. Hy sit 'n bril op wat so half, net soos die disippels vra hoekom, ook kyk na oorsaak en gevolg,
Maar sy fokus is die gevolg. Wat gaan volgende gebeur? Die oorsaak is nie vir hom wat voor die blindheid gekom het nie. Vir hom is die oorsaak so half dat hierdie ou blind is, veroorsaak dat die toekoms kan anders te lyk. So dis 'n bril wat soos meer met hoop kyk na die toekoms om te sê, wat sien ek hierso kan uit hierdie situasie uitkom? Dis ook die hoekom vraag. Hoekom is die ou blind? Maar die vraag gaan vorentoe om te sê, die antwoord wat hy kry is, hierdie ou is blind sodat die werke wat God doen, kan sigbaar word. So dis 'n bril wat vorentoe kyk. 'n Bril wat kyk wat die moontlikhede is. Nou hier is die vraag, watter bril het jy meer van op? Want ons het 'n bril op. Is die bril wat jy op het die ene wat agtertoe kyk, wat die verlede bestudeer, die foute probeer kry, die blaam probeer kry, kyk wie se skuld is dit? En op die einde van die dag as jy jou antwoord kry op die hoekom vraag, is jy stak. Want dit is 'n bril wat agtertoe kyk. Of het jy 'n hoopbril op? 'n Bril wat vorentoe kan kyk en kan sê, wel, dis nou my situasie, hoekom het dit nou gebeur? Wel, sodat my toekoms kan anders te lyk, sodat ek hieruit kan groei, sodat ek vir ander mense kan help wat deur dieselfde gaan. Dis die vraag op die einde van die dag. Wat is die bril wat jy op het? Nou, wat wil hierdie gedeelte van ons vra? Jesus sien hierdie blinde ou. Hy sê, hierdie ou is blind sodat die werke van God kan sigbaar word. En dan spoeg hy op die grond, hy maak hierdie klei aan, en hy speer hierdie klei aan hierdie ou se oë. Ek bedoel, dis 'n blinde ou wat nou klei aan sy oë kry, en hy sê vir hom, gaan nou na Siloam bad toe en gaan was jou. Die bad se naam beteken, hy stuur 'n ou, dis 'n gestuurde ding. En ek wonder of hier nie 'n boodskap in is van ons wat moet vandag spreekwoordelik besef, dat die Here is besig met hierdie stukkie die Bybel uit, modder aan my en jou oë ook te smeer nie. En vir ons te sê, gaan nou, en besef, jy's blind, jy het modder aan jou oë op hierdie stadium. Maar ek stuur jou nou in die toekoms in, waar daar moontlikhede is, waar daar goeders is, opsies is, waar dit nog nie afgehandel is nie, sodat iets kan gebeur in jou lewe. Ek dink die Here is besig om by ons te pleit om te sê, sit 'n bril op, wat nie net agtertoe kyk en analiseer nie, maar wat vorentoe kan kyk, en die toekoms vir jou kan oopsluit. Ek dink die Here sê vir ons vandag hierso, besef, ons is geneig om skille op ons oë te hê. Ons is geneig om blind te wees. Maar hy wil vir ons meer gee as dit. Hy wil vir ons sê, gaan en gaan kyk, wat kan die toekoms inhou? Wat kan jy doen met hierdie slegte ding wat gebeur het, om iets goeds uit dit uit te laat kom? En ek weet dit is 'n swaar ding as jy nog sit met die seer. Ek weet dit is moeilik om so te dink, as jy sit met 'n huis wat afgebrand het. Ek weet dit is belaglik om so te kyk, as jy sit op straat, of jy sit in die finansiële moeilikheid, of jy sit met 'n gestremde kind, of jy sit alleen. Want, kom ons wees maar eerlik, dit suig. Dit sak, om nie die slegte ding te wees. Slegte goed wat gebeur, is sleg. Maar ek dink die Here pleit hier by ons, moenie laat die sleg wat gebeur, jou toekoms steel nie. Moenie vasgevang raak in 'n hoekom wat agtertoe kyk, en wat jou toesluit nie. Ek is oortuig die Here kom pleit by ons om te sê, haal af daai modderbril, en kyk na die wêreld deur my oë, wat die toekoms oopsluit. Sleg soos jou situasie nou is, kyk met die hoopbril, vir wat die toekoms saam met my kan inhou. Ek dink dis wat die Here van ons hierdie week vra, is om net ons brille te verander, net anders te kyk. En nou wil ek 'n twist bring.
Want 'n mens kry 'n derde bril ook. Ek bedoel, agtertoe kyk bril ken ons almal. 'n Vorentoe bril kan ons verstaan. Maar daar's 'n derde bril wat ek al gesien het. Mense wat ek teëgekom het, wat al die rede in die wêreld het om in sak en as te sit. Moedeloos te wees en moed op te gee. Mense wat, as ek na hulle kyk, dan kry ek hulle regtig jammer vir alles wat hulle deurgaan, van alles wat op hulle pad gekom het, die onregverdigheid daarvan. En dan kom jy agter hierdie mense, wat dit meer swaarder gaan as met die gemiddelde ou, wat swaarder dra en dit lyk asof daar net nie lig kom nie. Hierdie mense het 'n manier om na die lewe te kyk, wat meer as hoop is. Dit is amper soos vertroue dat God 'n mens nie sal los nie. Dit is soos 'n sekerheid dat maak nie saak hoe sleg of hoe swaar dit gaan nie. God sal saam met my deurgaan. En ek wil vandag by jou pleit, as jy nou oor brille praat, gebruik jou outopsiebril, dis reg, partykeer moet 'n mens dit doen. Maar moenie laat dit jou enigste bril wees nie. En ek wil by jou pleit, as jy dan 'n alternatief soek, vat die bril wat vorentoe kyk. Ten minste gee dit vir jou opsies. Maar as jy regtig vandag dapper wil wees, oorweeg die geloofsbril. Die bril wat 'n mens kan deur die moeilikste en slegste en onregverdigste tye kry. Omdat jy weet dat wanneer jy na jou lewe kyk, en jou omstandighede kyk, jy sien dat God die een is wat saam met jou gaan. Wat nooit jou los nie. Al loop alles skeef, en al werk dinge nie uit nie. Is hy die een wat saam met jou gaan. Vandag wil ek jou uitnooi om te kyk wat se bril jy op het en 'n nuwe bril te kies. En as jy die regte bril kies, kan jy dink wat gebeur in jou huis, kan jy dink wat gebeur by jou werk, kan jy dink wat gebeur. Ek bedoel, ons het in die begin vir mekaar gesê dat een van die grootste goeders wat beïnvloed hoe jou bril lyk, is die mense wat om jou sit. Maar kan jy dink hoe verander jou huwelik as jy ewe skielik na die lewe begin kyk met 'n bril wat vorentoe kyk en 'n bril is wat saam met God kyk? Wat hoop kan sien en troos kan sien in onmoontlike situasies as jy vir jou vrou of jou man die geskenk kan gee van so 'n bril omdat dis een is wat jy op het? Kan jy dink wat 'n geskenk gee vir jou kinders vir 'n toekoms? As jy vir hulle kan leer dat die manier hoe 'n mens die hoekom-vraag antwoord, hoe 'n mens jou oriënteer in hierdie wêreld, is nie net om te kyk wat die oorsake is nie. Om te gaan kyk wat die moontlikhede is van wat die gevolg kan wees van hierdie situasie wat jy deurgaan. Of die hoop van God wat saam met jou gaan. Kan jy dink wat 'n geskenk gee jou kinders as jy dit doen? Kan jy dink wat se impak by jou werk as jy tussen die klomp suurknolle daarso kan en net anders te kyk as net wie se skuld is dit nou en begin sien, maar hoe kan iets goeds hier uitkom? Kan jy dink wat 'n geskenk dit is vir jou maatskappy? Vir jou huis? Vir hierdie gemeente? Vir ons dorp, vir ons land en vir ons wêreld? As ons mekaar begin affekteer deur net 'n bril op te sit wat op hoop, troos en God se teenwoordigheid kan fokus. Kan jy dink hoe verander dit alles? Want goed wat gebeur het nie betekenis nie. Ons gee dit betekenis. So ek wil jou uitnooi. Kry vir jou 'n bril hierdie week wat jou toekoms oopsluit. Kom ons sit net so na bid ons saam. Here, baie dankie dat U vir ons die mag gegee het om te kan skep soos U skep.
U het in die begin die hele wêreld geskep met woorde. En toe U ons in die beeld gemaak het, het U vir ons die vermoë gegee om ook te skep. Betekenis te skep deur die manier waarop ons na goed kyk. Help ons asseblief, Here, om betekenis te skep, die hoekom-vraag te antwoord op 'n manier wat ons lewens oopsluit eerder as toesluit. Wat ons verhoudings meer maak en nie kleiner en minder maak nie. Help ons asseblief om hierdie week na ons lewens en na ons wêreld te kyk op 'n manier, die hoekom-vraag te antwoord op 'n manier wat ons nader bring aan U en nie net meer afsonder nie. In U naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie vir die ouens by die huis.